Goeienaand, welkom weer by ons aandgodsdiens. Ons gaan vanaand voort met die tweede brief van Johannes en ons kyk vanaand spesifiek na die eerste 3 verse van hierdie briefie. Die hele brief bestaan net uit 13 verse. Ons lees vanaand vers 1 tot en met vers 3. Van die oudste aan die uitverkore vrou en aan haar kinders. Ek het julle waarlik lief, en nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid ken, omdat die waarheid in ons bly en ewig by ons sal wees. Die genade, barmhartigheid en vrede wat van God die Vader kom en van Jesus Christus, die Seun van die Vader, sal by ons wees wat in die waarheid en die liefde is. Tot sover lees ons die woord van die Here. Gelukkig is elke mens wat dit hoor en dit glo. Johannes begin hier sy brief met 2 sleutelbegrippe wat regdeur die brief belangrike temas is: waarheid en liefde. Hy sê hy het die gemeente lief in die waarheid. Dit beteken Christelike liefde is nie sommer net 'n warm gevoel of 'n algemene vriendelikheid nie. Dit is liefde wat deur God se waarheid gevorm word. Dit word getemper deur God se waarheid. In Johannes se tyd was daar baie reisende leraars wat vir die gelowiges baie godsdienstig geklink het, maar nie almal van hulle het die ware Christus verkondig nie. Daar was veral dwaalleraars wat nie bely het dat Jesus Christus werklik mens geword het nie. Nou was daar waarskynlik destyds ook gelowiges wat redeneer het soos wat ons baie keer redeneer, bloot omdat ons goeie mense wil wees. Ag nee man, hulle is nie so sleg nie, ons moet hulle ontvang. Ons deure moet oopstaan vir almal. Maar om hierdie reisende leraars wat 'n valse evangelie verkondig het in liefde te ontvang sonder om jou te steur aan die waarheid, sê Johannes, sou liefde sonder waarheid wees. Dis baie vriendelik, maar dit stel jouself bloot aan valse verkondiging. Dis vriendelik, maar dit stel die gemeente bloot aan die valse leerstellings en dit kan tot gevolg hê dat hulle in die geloof kan wankel. Nou ons sien dit vandag ook. Mense sê baie keer, man, jy mag nie oordeel nie. Miskien is almal se verkondiging nou nie so suiwer nie, maar hulle bedoelings is tog goed. Solank iemand net Christus verkondig, is dit goed. Solank hy net Jesus se naam daarom aanroep. Solank die boodskap daarom net mense help, moet ons dit aanvaar. Maar nie elke stem wat Jesus se naam gebruik, bring die waarheid van Jesus Christus na jou toe nie. Liefde, verdraagsaamheid, wat nie ook 'n hoë premie plaas op die waarheid nie, is baie gevaarlik. Dit kan veroorsaak dat jou geloof wankel. Maar daar is ook 'n ander gevaar, sê Johannes, en dit is waarheid sonder liefde. Dit is wanneer iemand die regte leer bely, wanneer hy alles reg glo, reg verkondig, maar hy's hard en koud en onverdraagsaam in die geloof teenoor ander mense. Johannes sou sê dit is iemand wat dink dat hy in Christus is, maar hy het nie sy medegelowiges, selfs ander mense lief nie. So iemand dink hy is in Christus, sou Johannes sê, maar hy is nie. Want sonder liefde vir die broers, dit het ons ook in die vorige brief van Johannes gesien, kan jy nie in Christus wees nie. Vandag sien ons dit ook wanneer gelowiges en kerkmense dikwels koud en liefdeloos staan teenoor mense binne die gemeente wat hulle dink nie so gelowig soos hulle is nie, of selfs mense buite die gemeente teenoor wie hulle hoogmoedig staan in die geloof. So 'n lewe wys Johannes ook af. Om in die waarheid te leef sonder liefde is ook nie 'n lewe in Christus nie. En dan kom vers 3. Genade, barmhartigheid en vrede, sê hy, sal met ons wees wat in die waarheid en liefde is. Dit is nie maar net 'n mooi groet vir die gemeente hier aan die begin van die brief nie. Johannes sê vir ons hier iets wat baie belangrik is oor waar God se genade, barmhartigheid en vrede gevind kan word. Dit word gevind waar mense in waarheid en liefde bly. Die waarheid van die evangelie
en die liefde van Christus, daar waar mense in dit is, daar word die genade, barmhartigheid en vrede van die Here deel van hulle lewe. Met hierdie verse wys Johannes vir ons die pad waarop die Here ons as sy kinders wil laat leef. Die pad waarop ons tegelyk aan die waarheid en die liefde vashou. Nie in valsheid en leuns nie, nie in geestelike naïwiteit waarin ons elke woord wat net die naam van Jesus gebruik vir soetkoek opeet nie, nie in 'n liefdelose hoogmoedige geloof nie, maar in die waarheid en liefde van Jesus Christus. Wanneer ons hierdie tweede brief van Johannes lees, moet ons onsself krities afvra oor hoe ernstig ons is om aan beide die liefde en die waarheid vas te hou in ons lewe. Die gees van ons tyd is een waarin daar dikwels geroep word om liefde ten koste van die waarheid, verdraagsaamheid ten koste van die waarheid. Elke stem, elke opinie, elke leefstyl, elke geloof moet maar net aanvaar word en 'n plek gegee word in die naam van liefde. Waarheid word gehou as relatief, maar dit geld nie vir ons wat glo in hom, wat gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe nie. In hom het ons die waarheid leer ken, daar is maar een waarheid, een weg, een lewe, Jesus Christus. Daarom kan jy jouself nie blootstel aan leuns en aan die valse verkondiging van die evangelie wat afbreek doen aan die heerskap en koningskap van ons enigste redder en verlosser nie. Jy kan nie maar elke woord en elke stem in jou huis toelaat nie. Jy kan nie so naïef wees in jou geloof dat jy jouself en jou kinders in die naam van liefde en verdraagsaamheid aan elke boodskap en elke opinie en elke leefstyl blootstel en dan is jy later verbaas as jou geloof of hulle geloof begin wankel nie. Ons mag nie liefdeloos en hoogmoedig aan die waarheid vashou asof ons redding ons eie prestasie is nie. Maar ons mag ook nie naïef wees in ons liefde en so verdraagsaam wees dat ons aan ons geloof en ons siele uiteindelik skade ly met die valsheid en die leuns waarmee ons deur mekaar raak nie. Leef daarom in liefde, maar beywer jou terselfdertyd vir die waarheid van die evangelie van Jesus Christus. Amen. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons sê dankie vir u woord, ons sê dankie dat u ons nie in verwarring los nie, maar dat u ons roep om in die waarheid te wandel en in liefde te leef. Ons bid dat u ons sal bewaar van 'n liefde wat die waarheid prysgee, maar ons bid ook dat u ons sal bewaar teen 'n hantering van die waarheid wat hard en hoogmoedig en liefdeloos is. Leer ons om die waarheid van Jesus Christus lief te hê en laat daardie waarheid ons nederig en gehoorsaam en liefdevol maak in ons geloof. Gee ons ook onderskeidingsvermoë wanneer ons na soveel stemme rondom ons luister. Bewaar ons huise teen leringe wat geestelik klink, maar wat ons wegtrek van Jesus Christus. Help ons om alles te meet aan u woord. Vanaand vertrou ons onsself in die gebed aan u toe, ons en elkeen van ons geliefdes. Ons bid dat u ons na die liggaam en na die siel sal bewaar. Here, gee rus vir die wat moeg is, gee vrede vir die bekommerdes, gee troos vir die beproefdes en genesing waar dit ook u wil is. Hou u hand oor elkeen van ons se huise. Bewaar ons deur die nag, laat ons rustig slaap in die wete dat u genade en u barmhartigheid en u vrede by elkeen is wat u dien in waarheid en in liefde. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. God se woord keer nooit leeg terug nie. Hy gebruik dit om mense se harte en lewens te verander. Stuur gerus hierdie voorlesing aan iemand wat vandag die woord van die Here nodig het. Vir nog Bybelvoorlesings en skrifgetroue woordverkondiging, volg Gelowig op Pad op Facebook en YouTube of sluit aan by ons WhatsApp kanaal waarvoor die skakel onderaan hierdie opname verskyn.